Welkom by Fairland Gemeente, die gemeente wat 'n geestelike tuiste bied vir oud en jonk, waar u kan staatmaak op kwaliteit pastorale versorging en kontekstuele prediking vir eie tydse mense. Geniet u tyd saam met die woord van die Here. Nou, ons wil ook dan vanoggend die geleentheid gebruik maak om vir klein Wyatt Wilkinson te doop. Ek vra dan dat sy ma, Desiree, net na vore kom en dat sy ouma ook net kom staan. Kobie, kom staan vir my so. Voor hy nou ingebring word, wil ek net so 'n bietjie met u praat oor die doop. Nou, die doop is 'n verbondsteken, nê? Dat God hom van die begin af in hierdie wêreld verbind tot ons sy mensekind. Daarom is hy gebore, ons staan die 25ste Desember stil by 'n besondere dag. Maar hierdie kind het ook groot geword en oor daai krib in Bethlehem hang daar ook 'n skaduwee van sy kruis, wat vir ons herinner dat hierdie kind het groot geword, hy het 'n prys betaal, hy het hom ongelooflik verbind, onvoorwaardelik aan sy mensekind wat hy gemaak het. En hy wil vir ons by hierdie doop kom bevestig dat hy vir hierdie klein Wyatt ook 'n vader wil wees. Iemand wat vir hom omgee, wat hom liefhet en 'n pad met hom wil loop. En daarom het julle besluit en versoek dat julle vir klein Wyatt wil doop en wil julle kom beloof vandag, Desiree, dat jy hierdie kind wil grootmaak in die weë van die Here. Nou gaan ons hierdie geleentheid gee. God wat hom verbind en jy as ouer wat gaan kom vra en kom beloof dat jy hierdie kind gaan grootmaak in die weë van die Here. Geweldige uitdaging. 'n Voorreg wat ons het as ouer om te doen. Ouerskap is nie maklik nie. Nie kinderspeletjies nie. Dit stel eise aan jou en my. Ek het nie 'n pink boekie vir ouers om te sê reël 1 tot 7 volg dit en jy is suksesvol nie. Jy word elke dag uitgedaag en is reeds die afgelope tyd het jy iets daarvan beleef. Maar daarom wil jy vandag hier kom staan en sê, wat ek uit God se hand ontvang het, die voorreg om kind, om ouer te wees, wil ek weer
vir hom kom teruggee en sê ek wil dit saam met jou kom loop. En daarom gaan ek nou vra dat klein Wyatt net ingebring word. En terwyl ingebring word, sal Tanirina net vir ons so 'n bietjie speel daar op die orgel. Hier kom my. Kyk net. Tannie is nie nodig om te speel, hy is al klaar hier. Dis hy is al klaar hier. Kyk net hoe mooi. Kom hier so, Wyatt. Jo. Onthou jy nog vir die ouma by jou kom kuier by die huis, net daar sy. Hy lyk sy mantel wat pakkie. Lyk ek soos die ou dominee, nee? En nie, onthou jy nog hierdie pakkies, die ou dae, die dominee, by die kerkraadvergaderings, nee? Joh. Nou, daar is ons 'n paar dinge wat jy moet nou weet, Desiree. En die doop is nie net 'n gebruik nie. Die doop is nie die paspoort tot my weg na die hemel toe nie. Maar die doop is 'n ongelooflike belofte dat God hier is en dat hom verbind. En as hierdie kind vanoggend hierdie ou druppel waters op sy voorhoof gaan kry, is nie te sê hy's nou well away, die pad is geteer hemel toe nie. Jy as ouer kom beloof vandag om hierdie kind groot te maak. Om ten spyte van wat die wêreld kom sê en die uitnodiging van die wêreld, verbind jy jou as ouer om hierdie kind groot te maak. En ons het 'n mooi pad geloop en ek is ongelooflik opgewonde dat jy hier staan vandag. Dit kon so maklik anders uitgedraai het, nê? En ek dink jou ma, Kobie, ek sien sy het vandag bietjie meer grys hare as wat ek ontmoet het, maar sy is ongelooflik dankbaar. En ek is hier in my hart opgewonde oor die pad wat jy wil loop. En daarom moet jy vandag op die volgende 3 vrae antwoord. Soos 'n goeie moeder het Kobie vir my vanoggend verseker. Sy het ook met jou gepraat oor hierdie 3 vrae. Het is nog wonderlik om dit te kan beleef. Ten eerste, bely jy dat hoewel ons kinders as sondags in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop te word. Met ander woorde, 'n kind is nie in hierdie wêreld ingebring as 'n mens wat niks foute sal maak nie. Maar hy kom in hierdie wêreld in met die wete dat God met hom sal wees, hom sal beskerm en dat jy as ouer hom sal lei op hierdie pad om in die voetspore van Jesus te ontdek. Ek is 'n vrygespreekte mens. Die prys is reeds vir my betaal. Ten tweede, bely jy dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat ook in die belydenisskrif van die kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. Met ander woorde, dat jy uit die Bybel uit, wat jy net sal ontvang, hier in die kerk geleer word, dat dit die enigste weg is wat hierdie kind sal ontdek, dat God hom liefhet en dat hy die Here moet kies om ook deel te word van sy verlossing. Beloof jy dan om hierdie kind, van wie jy die ma is, in die leer van hierdie leer te onderrig en ook te laat onderrig? Met ander woorde, gaan jy as ouer hierdie kind nie uitgee aan hierdie wêreld nie, maar gaan jy moeite maak? Gaan jy nie sê jy's te moeg nie? Gaan jy tyd inruim om met hierdie kind stil te word in die teenwoordigheid van die Here? Dit is goue oomblikke. Dit is dinge wat bietjie in hierdie wêreld vandag so bietjie verdwyn het. Maar tog is dit iets wat lewenslang by jou kan bybly. Ons is nou wel lewendig, maar ek het gister 'n ongelooflike ding ervaar in my eie familie. My skoonouers is kort na mekaar nou onlangs oorlede.
En nou is ons besig met boedel aftandel. Dit is 'n taai tammeletjie, nee, is baie papierwerk. Ek sit gister met my swaar, kom kuier lief, goed ons voor ons vakansie gaan. En hy sê die agent het nou so deur die huis geloop, wat nou verkoop moet word. Hulle kom in die TV-kamer. En die agent sê, hierdie is eintlik 'n wonderlike vertrek, want dit is 'n mooi vertrek. En as jy hom die deur, so skuifdeur toemaak, dan is dit so lekker afgesonderde vertrek, waar my ma en pa altyd gesit het. Maar toe sê hy, toe dink hy en toe sien hy weer die beeld. Dis die vertrek waar hulle as kinders elke aand, ongeag of dit nuustyd is of wat, of jy nou afsprake het, 7:15 het my pa en ma al 4 die kinders daar by mekaar gehad. Of ek nou daar kom kuier het, is ek ingetrek in dit. En boeke gevat. En my ma het omgedraai en daai Bellenclover sitkamerstel daar staan, op haar knieë gesak en vir elke kind gebid. En dis wat hy onthou. Die trane loop. Dis wat hy onthou. Want dis wat jy vandag beloof, om vir hierdie kind met die woord van die Here groot te maak. En ek word koud as ek vir jou vra, maar moenie te besig word nie. Moenie te moeg wees nie. Moenie een oomblik verslap in hierdie ding. Jy kan alles los, maar moet nie die Here versaak om hierdie belofte waar te maak nie. Want dis die sleutel tot die sukses van daai jong seun. Dis waar jy hom gaan leer van die lewe, waar hy gaan ontdek hoe groot God is. Wat is hardop hier op jou antwoord? Ja, dominee. Dis ek weet, dit is nie 'n maklike jaar nie. En daarom is jy vandag hier en gaan ons as gemeente 'n pad met jou loop en sal ons jou help om jou toe te rus, om jou te wys, jy het jou ma, jou familie, jou vriende, om hierdie kind groot te maak. En ek wil jou uitnooi om met ons te kom praat as jy vra het oor dit, en ek gaan nog 'n pad met jou loop, ons het 'n ooreenkoms om 'n mooi pad nog te loop. Maak gebruik van dit, ons staan gereed om jou te help. En daarom wil ek oorgaan om vir klein Wyatt te doop. Wyatt, nou gaan die oom vir jou kwaai maak, man. Ek het nou vanoggend gevoel, die water is daarom nie te koud nie. Klein Wyatt, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie dat U 'n God is van liefde. Ja, Here, dat U anders kyk na ons as die mensekind. Dat U selfs, Here, in die raadsplan vir elkeen van ons en in besonder vanoggend ook weer vir klein Wyatt wil kom herinner dat U sy God is. Alhoewel hy dalk nou nie verstaan nie. Maar Here, dat hy ook dit sal leer ken en ontdek in voetspore wat ouers en grootouers vir hom nalat, sodat hy ook kan ontdek dat hy op 12 Desember 2021 Uself opnuut aan hom kom verbind het en vir hom kom verseker het dat U die pad met hom wil loop tot in ewigheid. Dankie vir die genade. Dankie, Here, dat U ons so grensloos liefhet. En daarom wil ek bid dat U ook met hom en sy ouers sal wees, om hulle te versterk in die geloof, om, ja, Here, ook hierdie belofte uit te voer en te laat waar word in klein Wyatt se lewe. Kom seën vir hulle in besonder, tot eer van die naam bid ons dit. Amen. Ek wil vir jou Desiree Bybel en die doopseel gee. Kobie, julle kan nog eers maar toe maar gaan sit maar. So klaar. Die Bybel is wat jy nou beloof het dat jy dit gaan gebruik, nie? Vir hom gaan lees, dat jy dit oordink, dat jy dit deurdink
en dat jy die waarheid van dit vir hierdie kind gaan kom leer. Daar is die doopseel, en mag het jou ook herinner aan 'n besondere mooi dag, en 'n baie sterkte ook vir die pad vorentoe. En dan gaan ons ook vir jou die kers gee. Daar sy naam, mooi, 12 Desember 2021, Wyatt Fred Wilkinson, groot man. Jy kan dit elke jaar op hierdie dag en datum aansteek. Môre is sy verjaarsdag ook nog, nie, die 13e. Joh, wat 'n mooi dag. Kan jy dit ook vier en herinner dat dit hierdie belofte op die 12 Desember afgelees. Baie sterk en baie seën ook vir jou, hoor. En Wyatt, welkom hier in die gemeente, hoor. OK, daar is hy. Kan jy maar gaan sit, nie. Ja. Ek wil by die geleentheid vanoggend met u kom deel uit die woord van die Here uit 'n baie bekende gedeelte waar die Here vir Dawid gesalf het en geroep het. En uit 1 Samuel 15 uit gaan ons saam lees tot hoofstuk 16 vers 13. Met die woord van die Here so voor ons open, kom ons word net eers stil voor hom. Hemelse Vader, Here Jesus, dankie vir hierdie voorreg wat ons het om u woord nou te mag oopmaak, daar te kan lees, dit te kan nadink en daaroor te kan oordink wat u lank van tevore vir ons reeds kom voordink het en kom voorskryf het. Here, as ons hierdie woord oopmaak, dan sidder en beef ons eintlik, want dit is u woord. En daarom bid ek, Here, dat u dit nou sal rustig maak in ons gemoed, dat u ons, Here, sal instem om, Here, u stem en niks anders vanoggend te hoor nie. Kom nou, o Gees van God, kom praat met ons, want u mensekind wil luister. Amen. 1 Samuel 15 vanaf vers 34 staan daar die volgende woorde. Samuel het na Rama toe gegaan, terwyl Saul sy huis in Gibea gegaan het. Tot die dag van sy dood het Samuel nie weer vir Saul gesien nie. Samuel het oor Saul getreur, en die Here was bedroef daaroor, dat hy vir Saul koning oor Israel gemaak het. En dan hoofstuk 16 vers 1 sê, die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur hy na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek vir jou sal beveel. Hoor net wat die Here sê. Salf die een wat ek in hoofletters vir jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Here sê. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontstel tegemoet gekom en gesê, kom jy in vrede? Hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Hoor jy nou in vers 4, ek sal vir jou iemand aanwys, sê die Here, wat jy moet salf. En hier kom die mens en die eerste een wat hier voor hom staan is volgens hulle indruk dalk die ideale kandidaat. Maar hy, dis Jesus sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie
gekies nie. 'n Stuk teleurstelling. 'n Streep deur die mens se eerste keuse. Ideale kandidaat. Groot in voorkoms, 'n vroom, sterk man. En hier is ek nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Dis 'n groot verskil. Ons kyk na die uiterlike. Ons kyk na die indrukwekkende CV, die uiterlike voorkoms. Ons soek die engel Gabriël om ons te lei in ons verknorsing. God sê nee. Ek kyk anders. Ek kyk na die hart van mense. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Joh. Hoeveel keer hoor ons maar net as ons gekies het, nie? Dat ons baie keer teleurgesteld staan. Die beste planne wat ons baie keer maak, met die beste strategiese doelwitte tot ons beskikking, net om te ontdek, die mens wik, maar God beskik. Troep Isaia vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, die Here het ook nie hierdie een gekies nie. Daarna het Isaia vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het hierdie een ook nie gekies nie. Nadat Isaia 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaia, die Here het nie een van hulle gekies nie. 7 van die beste. Volgens standaarde indrukwekkend neergelê deur die mens. Nie een wat deur God gekies word nie. Daarop het Samuel vir Isaia gevra, is dit al jou seuns die? Hy het geantwoord. Eindelik kom sê nou hier, ek is net te praat in die Hebreëse teks wat hier staan. Die jongste is nog oor, maar hy pas nou skaap op. Die mees onbelangrike kind van my. Die een wat nie in hierdie geselskap tuis hoort nie. Die een wat niemand raak sien. Staan daar in die veld, hy pas skaap op. Net hy is nog oor. Toe sê Samuel vir Isaia, laat hom kom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaia laat hom haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom. Dis hy. En Samuel het die horing met die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. En nou, hoor hier, die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Hoor jy? Die mens, wat hierdie mens afgeskryf het, wat as te ware nie in hom geglo het nie, wat nooit hulle kortlys sou gehaal het nie. Juis hierdie mens, kom die Here, hy stort sy gees oor hom uit, en die gees van die Here werk kragtig in hierdie mens. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Aangrypende verhaal. 'n Verhaal wat jou baie keer laat diep dink oor die lewe. 'n Verhaal wat vir jou bring by vrae in die lewe ook, wat baie keer mense vir jou kom vra, maar by wie soek jy fout? Ons soek mos altyd die fout by ander mense. Is nooit ek wat die skuldige is nie. Is nooit ek wat verkeerd is nie. Dis mos altyd my omstandighede wat toegelaat het dat ek maar hier sit.
Daar's mos 'n baie bekende verhaal van die oom wat mos oud geword het en toe gaan hy dokter toe en hy sê, maar dokter, my gehoor is nie meer lekker nie. Ek praat met my vrou, maar sy luister nie. Die dokter sê, maar hier's my raad aan jou. Vanaand dan gaan staan jy so 15-20 tree vanaf. Dan vra jy vir haar wat jy vir haar wil vra. As jy nie hoor, dan staan jy bietjie nader tot sy hoor. So gesê, so gemaak, en die man kom terug by die dokter en sê, dokter, hier's 'n fout. Ek het 15 tree gaan staan, sy gesê het, sy het nie gehoor nie. Ek het 10 tree gaan staan, sy het nie gehoor nie. Ek het 5 tree nader geloop, sy het nog steeds nie gehoor nie. Ek het by haar gaan staan, letterlik in haar oor geskree. Die dokter sê, maar, en toe? Hy sê, toe sê sy vir my, ek het al jou geantwoord, toe jy 20 tree vir my afgestaan. Sê dokter, sien jy oom? Dis nie jou vrou wat jou nie hoor nie. Dis jy wat doof is en haar nie hoor nie. En baie keer is dit ook ons probleem. Dis nie God wat by die verkeerde adres is nie. Dis nie God wat nie weet wat hy doen as hy 'n pad met ons loop nie. Dis ek en jy wat nie die vermoë het en die geloofsoë het en die geloofsmoed het partykeer om God onvoorwaardelik te vertrou nie. My broer en suster, ons het vanoggend by die doop kom stil staan, by hierdie doopgrond. Ek hoop jy het gehoor. Dis God wat hom onvoorwaardelik verbind aan ons, sy mensekind. Alhoewel jy die kind dalk nie verstaan en kan hoor nie. Al wat God van ons verwag. En hier is die kruks van ons probleem. Is 'n stuk onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Net gehoorsaamheid nie. Maar dat ek onder alle omstandighede, ongeag wat dit my vra, ongeag die rede wat ek kan aanvoer, ongeag die regverdiging wat ek kan aanbied, te kan opstaan en sê, Here, hier is ek. Desember is om die draai. Dan stroom ons in ons hordes om partykeer net ons gewete te kom sis. Ons kom en staan in verwondering by die krib in Bethlehem. Om na het weer te gaan leef en op te staan en te gaan leef, asof God nie bestaan en 'n werklikheid in ons lewens is nie. Ons hoor, maar ons doen nie wat God van ons vra nie. En dis die uitdaging wat God ook aan ouers kom stel aan hierdie doopfront, maar ook in hierdie tyd van Advent, Kersfees, vir jou en my weer opnuut wil kom vra. Luister en gaan doen wat hierdie kind van jou vra.
Soveel te meer in hierdie tyd waarbinne ons staan. Om te kan opstaan en so te gaan lewe, dat die wêreld kan sien en weet en hoor en beleef en elke oomblik ervaar dat ek en jy as kerk van die Here onvoorwaardelik verbind is aan God en sy woord. Ten spyte van die vrees en die werklikheid van hierdie lewe. Ten spyte van die kommer en die onsekerheid. Ten spyte van die verwagting dat môre weer anders kan wees as vandag. Ek en jy weet. En met ons die geloof kan openbaar om onverbiddelik aan die onveranderlike God onder alle omstandighede te kan vashou. Partykeer is ons slagoffers van ons eie metafore. Slim vang sy baas. En mag die Here ons help in hierdie Kerstyd om werklik waar in gehoorsaamheid te gaan lewe en te antwoord met 'n leefstyl wat getuig daarvan dat ons aan God behoort. Want God kies nie altyd die voorhandliggende nie. Hy kom klop nie vandag by die verkeerde adres nie. Jou tyd is nie uitgedien as God voor jou kom staan nie. Jy het nie te oud geword as God jou roep nie. Jy is nie te jonk en te onervare nie. Wanneer ek kyk nie na dieselfde dinge wat ek en jy as mens na kyk nie. Jy moes lees. Die mens kyk dan die uiterlike. Maar God het 'n oog wat ingezoom is op die innerlike. En hy sien wat ek en jy nog vir hom kan doen. En hy sien ook raak jou potensiaal. Nie omdat jy die bruidspaak of ek die bruidspaak in die lewe is nie, maar omdat God se liefde jou daartoe kan dwing en dring. En jy kan gesalf word deur die Gees van God om selfs die onmoontlike te laat waar word. En daarom is een van die grootste kenmerke van die God wat ons aanbid, dat hy doelbewus mense soos ek en jy kies, wat gewoonlik misgekyk word in hierdie wêreld. Want God kyk anders. Toe hy Dawid raak gesien het, was Dawid beslis nie die baie belangrike persoon van sy tyd nie. Inteendeel, gaan kyk na die lewe van Dawid, dan kom jy agter. Dis een van die mense wat sekerlik die hoogtepunte, maar ook die laagtepunte van die lewe in sy totaliteit beleef het. Maar God kom staan by hierdie man as jong mens, wat deur die wêreld afgeskryf is. Wat deur die wêreld vergeet is. En hy sê vir hom, jy is meer as net 'n persoon, sonder 'n naam. Jy is my kind. Ek ken jou. Ek weet waartoe jy in staat is. Dawid was onbelangrik in sy gesin se oë. Hy's nooit waarskynlik ernstig opgeneem nie. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word is die woord hakwaton, wat eintlik beteken, dis so ondertoon van 'n stuk onbelangrikheid. As ek die woord gebruik het in Hebreëus, dan wil ek eintlik vir mense sê, jy is eintlik betekenisloos.
Ek neem jou eintlik nie ernstig op nie. Jy is nou nie my hoofkandidaat vir hierdie belangrike werk nie. Dit is amper soos ons maar vandag in ons spreektaal kom sê, kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. Skuif eens 'n bietjie uit. Jy is nie deel van hierdie sweer van belangrike persone nie. Hy was 'n skaapwagter. In daai tyd seker die onbelangrikste werk. En God kom klop by hierdie man aan en hy sien raak wat niemand anders raak sien nie. Hoekom? Hoekom kom staan hy ook vanoggend by hierdie doopfront by 'n kind wat die wêreld nie ken nie? Hoekom kom staan hy by jou en my vanoggend? Want jy sien my broer en suster, God soek nie die real deal nie. Hy soek nie mense wat by wys van spreke mooi aangetrek is in die buitekant. En op 'n Sondag by alle by wys van spreke kerkbanke deur sit nie. Stikken sit nie. Hy soek nie uiterlike Christen nie. Hy soek mense soos ek en jy wat, as ek my term kan gebruik vir my jong seun op universiteit, wat in die week as daai tekkie die teer slaan, 'n verskil vir hom kan maak. God kyk na die innerlike. Hy soek nie net mense wat die rol kan speel van konings en priesters, of die rol kan speel van 'n Christen nie. Hy kyk na jou en my hart. En daarom kan ons maar baie keer, as ek dit so kan stel, die wêreld bluf en beïndruk en wegkom met moord. Maar vir God sal ons nooit, maar nooit kan bluf nie, want God, en hiermee wil ek afsluit. My broer en suster, en dis waarom hierdie kind gekom het van Bethlehem. Dis hoekom hy sy seun gestuur het, om 'n wêreld vir eens en vir altyd te kom verander. God soek by jou en my egte liefde, soos hy dit kom demonstreer het met die ingrype in Bethlehem en die prys wat hy betaal het op Golgotha. Hy soek nie dat ek en jy moet leer en leef in die regte leer nie, die regte antwoord en die regte belydenis moet hê nie. Hy soek by jou en my 'n deurleefde lewe wat drup van die onvoorwaardelike liefde van God na 'n soekende wêreld. Want dis wat hy vir ons kom demonstreer het. Aan Golgotha. Want daai bloed drup op daardie krib in Bethlehem. Hy soek mense soos ek en jy, wat na mense kyk, soos God na mense kyk. Hy soek mense, die splegmitsomai, die Griekse woord, mense. Splegmitsomai, die woord wat die Here gebruik toe hierdie mens sien, waardeur hy kom sê, my hart het nou in beroering gekom. Ek het nou gaan staan in sy skoene, om nie net kennis te neem nie, maar om 'n wêreld en 'n lewe te verander tot my beeld toe.
Want die gevaar is, my broer en suster, as ons dit nie doen nie, kan ons dalk net vir Jesus miskyk in hierdie Kerstyd. Kan ons dalk net die wonder van Bethlehem soos 'n miswolk voor ons laat verdwyn. Kan ons dalk net die betekenis van hierdie kind se ingrype deur ons hande kom laat glip. Mag die Here ons help om nie net te hoor vandag nie net goeie voornemens te hê, maar dat ons ook met ons lewe onsself sal kom verbind. En in absolute gehoorsaamheid aan hierdie kind in Bethlehem met ons lewe sal kom beantwoord. Mag die geskree van daardie kind in Bethlehem nie op dowe ore val nie. Mag ek en jou ook nooit optel en net weer aan die slaap sis nie, by wyse van spreke nie. Mag ek en jy vanoggend toelaat dat hierdie kind inwoning kom maak in my lewe. Ja, sodat hy ons kan kom salf en kragtig deur jou en my in 'n wêreld wat soekend is na God kan kom werk. Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, Here baie dankie vir U woord. Dankie Here dat U ons roep. En ja Here dat ons ook buiten die klokkespel van Bethlehem en Kersfees ook U stem mag hoor. Wat vir ons ook wil kom sê. Ek het jou nodig. Jy's my kind. Ek wil nog groot en ondeurgrondelike dinge deur jou doen. Ek wil jou Vader wees, jou God wees. Ek wil 'n pad met jou loop. Ek wil jou trane kom afdroog en vir jou nuwe krag kom gee in hierdie onsekere wêreld. Mag ons, Here, deur al hierdie feesvieringe van Kersfees die geloofsoë moet hê om ook dit te kan raak sien. Maar meer nog, Here, dit ons eie te maak en as kerk van die Here met ons hele wese en lewe te antwoord op hierdie roepstem. Kom seën vir ons, Here, in hierdie week wat voorlê. Hou ons oë gefestig op U, U die begin en volëinder van ons geloof. Amen. U dankoffer sal by die deure opgeneem word. As u uitstap by daai deur, u mag nie uitstap by die deur wat u ingekom het nie, as gevolg van die regulasies wat in plek is. En as u sit by die huis, het u geleentheid, dalk gemis het net om weer na ons bankpersone te kyk. En baie dankie ook vir u bydrae ook in die opsig. Kom ons antwoord nou as kerk van die Here op die roepstem van die Here deur saam te sing lied 350 in die stad van koning Dawid is in 'n nederige stal. In 'n krib lê daar 'n kindjie, koning van die groot heelal. Jesus Christus, God en Heer, aan U koningskind ons eer. Kom ons sing hierdie pragtige lied 350, die eerste, tweede en derde strofe. Staande daarna bly ook net so staan vir die uitspreek van die seën van die Here en dan ontmoet ons vinnig vir 'n koppie koffie ook in die saal as jy tyd het.
die seun van die Here en gaan leef in gehoorsaamheid aan hierdie kind, aan hierdie koning, wat as kind sy lewe vir jou kom aflê het. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou te beskerm teen die aanvalle van die bose. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons vertrou dat u die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here u seën en sy hand oor u hou tot ons mekaar weer sien.